elke keer as ek so voor die mense staan, dan kom ek uit agter, ek moet nie bang wees nie, maar ek moet nie vrees nie, maar iets moet nie uit my eie uitkom nie, hierdie moet nou van die Here afkom, so ek sê, Here, asseblief, neem oor, sê wat U wil sê, ek is self met julle opgewonde om te hoor wat die Here nou gaan sê. Ek hoop julle is hierso met 'n verwagting. Is julle honger? Ek bedoel, wat anders te maak ons hierso? Ons is nie hierso net om te kan sê, ons was vandag in die kerk en af te tik en sê, dankie tog, ek kan die week begin, ek was in die kerk, nee, ek is hierso om te kom brood kry. Ons dien 'n God van perfekte tydsberekening. Sy timing is perfek. En ek moet eintlik 'n klein getuienis gee nie, net ek wil gou vir jou net vertel, gister het ek die voorreg gehad om my pa en vir Magda aan die egte tree gister op die strand. Dit was regtig vir my 'n groot voorreg gewees. Maar wat ek nie geweet het nie, is dat die Here se tydsberekening so uitgewerk het, dat hy gesê het, vandag gaan ek moet preek, maar ek moet eers gister my pa laat op die strand in die egtree, om te verstaan, wat beteken dit? Wat beteken dit om 'n man te wees, en wat beteken dit om 'n vrou te wees? Wat beteken dit om as man en vrou voor God te kan wees? En sy tydsberekening het so gewerk, dat ek het gister eers moet ervaar, dat ek vandag kan weet wat ek vir julle moet sê. Ek moes dit so eers ervaar het. Sy tydsberekening is regtig so perfek. As een persoon wat my pa so gehoop het, hy het gehoop almal sal daar sou wees, maar hy het so gehoop sy broer sal daar sou wees gister. En hy kom van Johannesburg af, en is baie ver, en het is eintlik moeilik, en dit was gister so mooi, toe so op die strand opgestap, kom sê ek, hier stop 'n klein karretjie, en hier spring my neef uit, en sy broer. Het is eintlik so lekker om te weet dat die Here se tydsberekening is so perfek. Dat die een wat my pa wou gehad het, moet daar wees, het die Here doodseker gemaak, hy sal daar wees. Die een wat ek wil hê, wat hy so moet wees, is die Heilige Gees, en hy is klaar hierso. Ek wil graag vir julle 'n stukkie lees. Hierdie stukkie wil ek so graag lees, want dit gaan nie, ek wil nie myself regverdig nie, ek wil net regverdig wie die Here is. En hoekom ek hier so staan vandag, voor ek my boodskap vir julle kan gee. Daar staan in Lukas 10 vanaf vers 16. Wie na julle luister, is nou wanneer ek hier voor julle staan, en wanneer iemand die woord van die Here bring. Wie na julle luister, luister na my. Wie vir julle verwerp, verwerp my. En wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. Die woord wat die Here vir my gegee het om te bring, is nie iets wat ek vir julle sê nie, is nie my opinie nie. Maar dis die woord van die Here. Daarom sê ek hoop jy is hierso met 'n verwagting. Die Here wil vandag vir jou ietsie gee. Hy gee vir ons brood elke liewe dag. Daai brood het ons nodig om deur die dag te kan gaan. Dis nie net 'n ding, ons kry nie sondagsbrood nie. Ons kry daaglikse brood. Ek gaan gou vir julle 'n stukkie lees, hierdie is my verskriklik mooi. Ek lees vir julle uit Lukas 10 vanaf vers 38. Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom, waar 'n vrou Martha hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na die woorde geluister het. Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder U nie dat my suster my so alleen laat U bedien nie? Sê sy met my tog kom help. Sy gaan na die Here en sê, Jesus, kan U nie sien nie, ek is besig om so hard te werk om U te beïndruk. Kan U nie sien nie, sê vir my sussie, staan op, laat sy my kom help. Maar hoor wat sê Jesus vir haar, is my eintlik so mooi, ek sê dit nou maar sommer net in hoe ek het in my kop sien, hy sê, maar die Here antwoord haar, Martha, 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 jy is so besorg en bekommer oor baie dinge, maar net een ding is nodig, Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggevat word nie. Sy het nie gekies om iets te moet doen vir die Here om haar te sien wat sy doen nie. Maar Maria het gesit by die Here se voete om iets te kry. Sy was honger om te hoor wat die Here sê. Sy was nie soos Martha wat honger was om vir Here te beïndruk nie. Sy wou by sy voete gaan sit het. Sy het iets nodig gehad en sy het geweet die Here gaan vir iets gee wat sy nodig gaan hê. En daarom het sy by sy voete gaan sit. En die Here sê dit vir haar,
eintlik Jesus se woorde is, en dan as jy dan 'n bietjie verder lees in Lukas 11 sê hy, hulle vra vir Jesus, Here, hoe moet ons bid? En Jesus sê, julle moet so bid, gee ons vandag ons daaglikse brood. Maria daar gesit om haar daaglikse brood by die Here te ontvang. Nou vandag is verskriklik lekker, dit is Vadersdag, en ek sal baie graag met die manne wil praat, sodat julle moet weet wie julle is. Om vir jou om te weet wie jy is, moet jy eers weet wie Jesus is, sodat jy jou rol kan vervul. Maar daar's 'n gedeelte wat ook daarmee gelyk gaan, 'n vrou moet weet wie sy is, sodat 'n man kan weet wie hy is. So as ek vir julle ouens wil moet hier so staan en praat, en ek wil vir julle sê wie julle is, ek moet julle rol, of nie ek nie, die Here wil graag vir jou rol aan jou gee, wie jy is, kan hy ongelukkig nie die vrou uitskakel uit daai rol uit nie. So die vrou moet ook eers weet wie sy is. Dit is eintlik so mooi. Toe ek gister my pa getrou het, ek het altyd gehoor van, ons weet van trou, maar niemand het ooit vir my hierdie verduidelik nie. Die dag wanneer jy trou, was my vraag gewees gister aan my pa en aan die mense, hoekom trou ons? Hoekom trou ons tog en hoekom doen ons dit? Wat ek nooit geweet het nie, wat die Here vir my moes verduidelik het, is dat 'n man en vrou wat trou, is eintlik 'n beeld van Jesus en sy bruid. Jesus is die bruidegom, ons die kerk is die bruid, en wanneer 'n man en vrou by mekaar kom, is ons maar net die beeld van een woord, van die bruidegom en die bruid. Dit was vir my so ongelooflik mooi gewees. Nou, ek wil graag, omdat ek het sê, ek wil graag vir julle lees wat sê die Bybel, die rol van 'n man en 'n vrou. Die Here sê eers, vir jou om te verstaan, eintlik wil ek eers nie die geheimenis daarvan sê, die geheimenis om te verstaan wie jy is, moet ons eers weet, in Kolossense 1 vers 26 staan daar so, Jesus Christus, hy is die hoop in my. So het begin altyd eers by hom. Hy is die hoop, sonder hom in my gaan ek nie weet wie ek is nie. Die man gaan nie weet wat sy rol is nie, en die vrou gaan ook nie weet wat haar rol is nie. En daarom moet ons weet wie is ons in Jesus Christus, en daarom sê hy, in Engels klink dit so mooi, Kolossense 1 vers 26, Jesus Christ in me, my hope of glory. Daarom sê hy, soek allereerst die koninkryk. Hy sê, soek my, jy sal my vind, Matteus 7 vers 7. Johannes sê ook, nader tot my, en God sal tot jou nader. En die stuk wat ek vandag vir julle wil lees, wat die Here vir my gegee het, eintlik al 'n ruk terug, is in Efesiërs. As julle wil, kan jy jou Bybel oopmaak, en lees, ek gaan vir ons lees Efesiërs 5 vanaf vers 21. Hierso gaan dit nou oor, nou gaan ek vir julle die boodskap gee, hier is wat die Heilige Gees sê, hy gaan nou vir jou sê, wie is jy as man, en wie is jy as vrou? Jy moet dit weet, want daar is 'n spesifieke rol wat jy moet speel in jou lewe, wat dit gaan speel in jou lewe, vir jou en jou kinders, vir jou naaste, en vir die mense om jou. En we gaan vir ons lees, hoor dit gou, wat sê die Here hierso, man en vrou. Hy begin eers hierso, met die heel eerste ene. Ek my papier net reg kry. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. So as hy begin, om vir jou te sê wie hy is, sê hy, kom ons begin eers hierso. Wees uit eerbied vir God aan mekaar onderdanig. So eerste plaas hy jou as man en vrou eers onder hom. So hy sê, ek gaan myself eerste plaas. Man, wees aan jou vrou, vrou wees aan jou man onderdanig. Dan begin hy met die vrouens. Hy sê, vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Jy so aan jou man onderdanig? Ek praat nou met die vrouens. Wees aan jou man onderdanig, soos wat jy aan God onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrou in alles hulle mans onderdanig wees. Die Here sê, hy sê, die vrou moet aan my onderdanig wees. Dit is hoe onderdanig sy aan 'n man moet wees. Moenie na jou man kyk en sê, nee man, kyk hoe behandel hy my, kyk hoe praat hy met my. Ek kan nie aan jou onderdanig wees as jy so met my praat nie. Deur sê, moenie jouself daaraan steur nie.
Hy sê, stuur jouself eerder daaraan, wees aan my onderdanig. Wees aan jou man onderdanig, so asof dit aan my is. Hy sê eintlik, wees aan jou man onderdanig, asof jy aan my onderdanig is, en kyk wat gebeur. Daarom begin hy dit met die vrou. Maar dan gaan hy oor na die mans toe, en hier kom julle sinne. Mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk lief gehad, en sy lewe daarvoor afgelê het. Ok, nou raak dit half moeilik. So mans, hoe lief moet ons vrouens hê? Jy moet jou vrou lief hê, soos wat Jesus die liggaam lief gehad het. Jesus sê, ek is die bruidegom, en die kerk is my liggaam. Hoe lief het Jesus die liggaam gehad? Hy het sy liggaam so lief gehad, dat hy sy lewe daarvoor gegee het. So hy sê eintlik vir ons mans, man, jy moet jou vrou so lief hê, dat jy jou lewe vir haar sal gee. Dis so lief jy haar moet hê. Vir haar om onderdanig te wees aan jou, moet jy haar so lief hê, dat jy jou lewe vir haar sal aflê. Dit is wat hy gedoen het om die kerk aan hom te wy, nadat hy het met water en met die woord gereinig het, sodat die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of enigiets derglik, heilig of onberispelik. Die man behoort hulle vrouens so lief te hê, soos hulle eie liggame het. Nou gee jy weer terug daarna toe. Die man moet sy vrou lief hê, soos wat hy sy eie liggaam lief het. Wie sy vrou lief het, het homself lief. Want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is, waarvan ons die lede is. Hier verduidelik, ek weet water vat. Hier verduidelik Jesus die Here aan ons, dat hy sê, jy moet jou vrou so lief hê, soos wat jy jou liggaam lief het. En dit was my interessant, dat hy dit gesê het, want toe ek voorberei het, veral gister vir my pa, toe kom ek agter, die Here het ons geskape, hy het gegaan en hy het die man en die vrou gemaak. En hy het vir die man uit hy 'n vrou gegee. Die Here het gegaan en toe maak hy die man, waarvan het hy die mans gemaak? Die Here sê hy het die mens gemaak. Hy praat ons van die man as die mens. En hy het gegaan en hy het die mens gemaak uit stof, hy het stof bymekaar gemaak. En hy het 'n man gevorm volgens sy beeld, om een te word met hom. En nadat hy die grond gevorm het, hy het vir die mens gemaak, het hy agtergekom en hy gesê, dit is nie goed vir die mens om alleen te wees nie. En daarom moet ek vir hom iemand gee, hy kort 'n helper. Die Here het agtergekom, hierdie ou gaan nie self regkom op sy eie nie. So hy gaan iemand nodig hê om hom te help, om te kan word wie die Here wil hê hy moet wees. Nou dink gou mooi daaraan. Die Here wil graag hê die man moet word wie hy hom gemaak het. Maar vir die man om te word wie die Here wil hê hy moet wees, gaan die man hulp nodig hê. Hy wat gee hom toe. Gee vir hom 'n vrou. So uiteindelik gesê die man gaan nie kan word wat hy moet wees sonder sy vrou nie. Ons mans kan dit nie word nie, ons almal weet dit. Ek is eers gevorm die dag nadat ek met my vrou getroud is. En ek het dit agtergekom. My vrou sê moenie ons altyd gebruik as 'n voorbeeld vir die mense nie, man. Dis nie lekker nie, net te dink die mense wat is die perfekte lewe. Maar my raamwerk is maar net ek en my vrou. Ek was nie al voorheen getroud nie en ek het nie ander kinders nie. So my raamwerk is ek en my vrou en my kinders. So ek moet dit as 'n voorbeeld gebruik. Dis my raamwerk. En dis 'n fantastiese raamwerk want ek kan volgens dit gaan. Toe gaan die Here, hy sê, verder het die Here gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help. Maar nou sê hy 'n mooi ding, sy gelyke. Ek gaan vir hom iemand gee om hom te help, sy gelyke. Ek gaan vir hom 'n helper gee. En toe gaan die Here en hy sit vir Adam in 'n diep slaap. En hy vat uit hom uit sy rib uit. En hy vorm 'n vrou. Nie uit die stof uit nie, uit die liggaam uit. Dit vir my nogals mooi was is hoekom die rib? Hoe gebruik die Here die rib? En ek dink dit is interessant. Ek gaan sommer net Google. Hoekom? Wat doen 'n rib? En toe ek dit lees, toe kom ek agter die rib gee vorm aan die liggaam. Is dit nie mooi nie? Die vrou word uit die man uitgeneem en die Here vorm die vrou uit die rib uit, sodat die man kan vorm en lyk soos wat hy lyk. Sonder jou rib is gaan jy nogal 'n jellerige mens wees. En die Here sê nee, wat ek gaan vir jou
Ek gaan vir jou, ek vat daai die rib uit en ek maak haar 'n gedeelte van jou. Sodat nou kan jy weet, nou sê die Here, jy moet jou vrou lief hê soos jou eie liggaam. Want so lief soos wat jy haar het, alles wat jy nou vir haar doen, doen jy eintlik aan jouself. Ek moes hierdie al lankal teruggeleer het en ek het hy. Alles wat ek aan my vrou doen, is ek besig om myself te doen. As ek my vrou kwaad maak, of as ek met haar lelik is ek besig om myself verskriklik kwaad en verskriklik erg te benadeel. As ek my vrou verskriklik lief het, en ek is besig om haar te koester, en ek is besig om haar op te tel, is ek besig om dit aan myself te doen. Dit is hoekom die Here die vrou uit die man uitgeneem het, en dis eintlik net 'n extension, kom ons noem dit nou maar extension van homself. Laat ek verder gaan. Ok, nou het die Here vir ons gevorm, nou sê hy vir jou wie jy is, man, en hy sê vir jou wie jy is, vrou. Julle het mekaar nodig. Nou verder lees ons hier so in Galasiërs, dan gaan hy verder sê, daar staan in die skrif, daarom sal 'n man sy pa en ma verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een word. Hierin lê daar 'n diep geheimenis opgesluit en ek pas dit toe op Christus in die kerk. Maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou lief hê soos hy homself lief het en 'n vrou moet haar man in eerbied aan hom eerbied betoon. Hier lê baie diep geheimenis julle. 'n man sal sy vrou verlaat, 'n man sal sy pa en ma verlaat en hy sal sy vrou aankleef. Raai wat het Jesus gedoen? Jesus het sy pa, hy het sy vaderhuis verlaat en hy het sy bruidkom aankleef. Hy het by haar kom woon. Hy het haar so verskriklik lief gehad. Hy het sy vaderhuis verlaat en hy het by sy bruidkom bly. Dis wat Jesus tog gedoen het vir ons. Maar daar was 'n spesifieke rede hoekom hy dit gedoen het. As ons lees ons in, ek moet gou kry. In Genesis 3 vers 17. Jesus het eintlik gekom en hy het by sy bruidkom bly. Die geheimenis lê hier in julle is dat, ek verstaan dit so. Jesus het aarde toe gekom en hy het sy pa en ma, hy het sy vaderhuis gelos en hy het by sy bruidkom bly. Wat hy eintlik gedoen het, is hy het iets kom wys. Jesus het afgekom en hy het by ons kom bly en hy het kom verantwoordelikheid neem vir sy bruid. Hy het gekom en hy het gesê, ek neem verantwoordelikheid vir my bruid. Dis wat ek en jy as man ook moet doen. Ons is verantwoordelik vir ons vrouens. As jy lees in Genesis 3 vers 17, staan daar geskrywe, hoor gou hierso. Nou het Eva 'n klaar dik fout gemaak en sy het na die slang geluister wat sy nie moes gedoen het nie. En die Here het klaar met haar gepraat, maar nou nadat hy met Eva gepraat het, draai hy nou na Adam toe. En nou sê hy vir Adam, vir die mens het die Here God gesê, omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek. So die Here het vir Adam verantwoordelik gehou vir Eva. Arme Adam, hy het niks eens verkeerd eintlik gedoen nie. Hy het letterlik reg langs Eva gestaan, dit was sy verantwoordelikheid geweest. Die Here het gesê, ek plaas haar onder jou. Hy moes vir haar gesê, toe Eva met die slang gestaan en praat het, moes hy al klaar aangespring het en gesê, luister my vrou, wat is jy nou besig om te doen? Net so het Jesus ook gekom en die Here vat vir Jesus en hou vir hom verantwoordelik vir sy bruid. Presies dieselfde. Jesus word gestraf vir wat ek en jy verkeerd doen, want hy het ons so lief, maar hy is aan die hoof van ons gestel. En nou vat die Here en hy sê, luister, ek weet wat dit mense gedoen het, maar ek gaan jou straf vir wat hulle gedoen het, want jy is die hoof van hulle. Ek hou jou verantwoordelik. Ons as mans moet iets verstaan. Die Here gaan jou verantwoordelik hou vir jou vrou en jou kinders. Die hele Galasiërs wat ek hierso gelees het, sê die Here,
Hy sê vir die vrou om onderdanig te wees aan die man, maar hy sê vir die man om die vrou lief te hê. Ek het nie een keer 'n stuk gelees vir die vrou om die man lief te hê nie. Hy vra vir die vrou om onderdanig te wees. Ek dink daar's 'n geheimenis hierin ook opgesluit. Hoe liewer jy jou vrou het, hoe liewer gaan sy jou van self hê. Sy hoef net onderdanig te wees aan jou, maar jy moet vir haar iets gee om aan onderdanig te wees. En as ons mooi daarna kyk, kom jy agter dat die Here het eintlik vir ons 'n liefdesom gegee. Ek het eendag lank terug daaroor gepraat. En die Here het vir my hierdie gewys. Hy het gesê daar's 'n som. Hy noem dit sy liefdessom. En daar's net hierdie een som wat kan tel. Daar is nie 'n ander som nie. Ek maak dit maklik genoeg vir 'n kind om te verstaan, maar moeilik genoeg dat vir groot mense maak dit glad nie sin nie. Nou ek wil vir julle een ding sê, om iets te laat sin maak wat die Here vir jou sê, dan moet jy dit maar eerder los, jy moet net glo. Jy het net absolute geloof nodig. En eendag toe ek by 'n mannekamp was, het die Here hierdie so mooi aan my gewys. Tussen 'n man en 'n vrou het hy gesê daar's 'n liefdesom. En hierdie som werk so, en dis hoe die Here dit aan my verduidelik het. Hy het gesê daar's 'n som, en hierdie is my liefdesom. En as dit op hierdie uitwerk, is dit perfek. Enige ander antwoord kry, behalwe die antwoord wat jy nou gaan kry, is nie van my af nie. En ek sit daar, en is my eintlik so mooi, want die Here sê, my liefdesom sal altyd eindig op 1. Niks meer nie, en niks minder nie. Dis my liefdesom. Ek dink toe, dis my en aardig, ek verstaan dit nie, en die Here is besig om dit oop te breek aan my. Hy sê, 'n man en 'n vrou kom by mekaar, en hulle twee word 1. Hy sê, ek kom woon in jou, en ons twee word 1. Ek in jou, en jy in my is 1. Ek in jou, en jy in jou vrou is 1. Dis interessant. Eerstlik begin dit my sin te maak. Jesus in my, en ek, die drie enige God. Vader, Seun en Heilige Gees is 1. Hulle kom bly in my, ons is 1. Ek kleef my vrou aan, en die Here sien ons as 1. Ons kry kinders, en die Here sien ons as 1. Ja, en het begin eers vir my sin te maak. Hierdie antwoord kan net op 1 eindig. Nou sit ek en my vrou en my kinders, en ons is 1. Nou sê die Here, en al die gelowiges kom by mekaar, en ons almal kom hierso, en die Here sien ons as 1. En die Here sê, enige iets meer as 1 is nie van my nie. As 'n man en 'n vrou by mekaar kom, en is die man en die vrou, en hulle twee is 2, is dit nie van my af nie. As hulle by mekaar word en hulle is 1, is dit ons. En as ek in hulle woon en dis 1, is dit ons. Sodra daar nog 'n party bykom, is dit nie van my af nie. Ek dink die Here het vir ons die vrou gegee, net soos wat hy vir ons die Heilige Gees gegee het, as 'n eerste gawe. Dis vir my so mooi dat toe Jesus klaar gesterf het en hy het opgevaar, net voordat hy gaan het hy gesê, julle moet wag, want ek wil vir julle iets gee, ek moet vir julle geskenk gee, julle gaan hierdie hulp nodig hê, net so wat ons die hulp nodig het van ons vrouens, gaan ons as mense ook iets nodig hê om ons te vorm vir wie ons moet wees vir die Here. En hy sê in Romeine 8, sê hy, julle gaan iets nodig hê, en ek gaan dit vir julle stuur. En ek gee vir julle my Gees as eerste gawe. Dink gou mooi daaraan. As jy die Heilige Gees ontvang, as jy hom nie ontvang nie, wat kan jy gee? Wat kan jy doen? Wat se vrug kan jy dra van die Gees sonder die Gees? Wat kan jy doen? Jy kan 'n goeie mens wees, maar wat se vrug kan jy dra? Die vrug van die Gees. En die Here sê nee, ek gee vir jou nou die heel eerste gawe. Die dag wanneer jy jou oë toemaak, jy sê Here, ek aanvaar wie U is. Dan sê die Here, okay, jy gaan iets nodig hê. Ek gee vir jou die vrug, ek gee vir jou die Gees. Dis die eerste gawe, sodat jy kan die vrug van die Gees kan dra. En ek glo die Here het dieselfde gedoen. Hy gee vir ons toe ook vir 'n man, gee hy toe die vrou.
In Genesis sê die Here, eintlik toe hy die vrou vir ons gegee het in Hebreëus sê dit, hy gee vir ons 'n Ezer. Hy gee vir ons die vrou, die hulper, jou hulp om te kan weet wie jy moet wees. Hy gee vir ons die vrou. Sy help ons om te wees wie ons moet wees. En toe Jesus opgaan, toe sê hy, julle moet nie so wag, want as ek opgaan, gaan ek ook vir julle hulp gee. Ek dink Jesus se woorde in Hebreëus is parakleet, maar dit is min of meer dieselfde. Ek wil hê julle vrouens moet hierdie verstaan. Dit is ek dink dit is 'n geheimenis, maar is iets wat geopenbaar moet word, wat jy moet verstaan, en jy moet vir die Here vra om dit ook vir jou so te wys. As die Here vir ons die Heilige Gees gegee het, as 'n helper, om ons te vorm wie ons moet wees, gee hy vir jou as vrou aan 'n man, ook as die helper. Dis asof die Here die twee sien as presies dieselfde. Hy stuur vir ons die Heilige Gees as 'n helper om jou te vorm, en hy gee vir jou as vrou aan jou man, om hom te help om te vorm wie hy kan wees. Maar sodra hy die man vorm, dan kan jy ook weet wie jy is. Daarom gee die Here vir ons hierdie verskriklike mooi openbaring. Nou weet jy presies wie jy is. Ek hoop julle as mans weet wat jou rol is. Jy is daar so gesit vir jou vrou, om haar lief te hê met alles wat jy het. Die vrou is daar so om die man te help, om te vorm wie hy is. Het is interessant, ons nou daarvan gepraat het, toe sê iemand, weet dat die man het baie hulp nodig, hy het die Heilige Gees en 'n vrou nodig. Die vrou het die Heilige Gees nodig. Maar daar is 'n rede julle hoekom ons vandag hiervan praat, en hoekom die Here vir jou rol wil gee. En hoekom jy die Heilige Gees nodig het, en hoekom jy moet weet wie jy is. Vandag loop die duiwel rond soos 'n brullende leeu. En ons kom agter die laaste tyd dat die duiwel is besig om huisgesinne aan te val. Hy wil die kinders hê, hy wil die vrou hê, hy wil die man hê. Hy is besig om, as ek om ons kyk en ek kyk net na ons vriende, hoeveel mense besig is om te skei, en hoeveel mense uit mekaar uitgaan, kan ons duidelik sien dat hier is 'n oorlog besig om te gebeur. Sonder dat jy weet, is die duiwel 10-1 besig met jou ook. En die ding is, die duiwel wil ons kinders aanval. Die Here sê, moenie kinders verhinder om na my toe te kom nie, want aan hulle behoort die koninkryk. En ek dink, toe die duiwel daai woorde gehoor het, want hy weet wat die Here sê, het hy geweet, dis die teiken wat ek moet slaan. Die kinders. Nou, om die kinders te tackle, moet die duiwel een ding doen. Hoe val die duiwel die kinders aan? Hy kom net tussen 'n man en vrou in. Hy vat net die rol weg van wie 'n man is vir sy vrou, en hy vat die rol weg vir 'n vrou wie sy is vir haar man. Ons dink altyd, of die man spot altyd, dan sê hulle, met jou vrou, sy is jou bediende. Jou vrou is nie jou bediende nie. Dit is ook nie daar om jou te bedien nie. Sy dien saam met jou. So as jy die woorde gebruik, partykeer, ja, maar 'n vrou hoort in die kombuis. Of 'n vrou hoort voor die oond of voor die stoof, moet jy baie mooi dink wat jy sê. Dis dieselfde as om te sê, die Heilige Gees hoort eintlik in die hemel. Gevaarlike ding om te sê. Want sonder die Heilige Gees kan ek nie weet wie ek is nie. Sonder die Heilige Gees kan ek nie doen wat die Here van my verwag om te doen nie. Ek het die Heilige Gees nodig met alles wat ek in my het. Die teiken is op ons kinders. En as die duiwel die kinders wil aanval, gaan hy 'n man en vrou aanval. Maar nou moet ons weet wie ons is in die Here, om te kan beklei daarteen, om te kan weet wie ons is. So ek wil, hierdie is nou sommer net my raad. As ek die Here nou reg verstaan, en ek verstaan wat die Bybel vir my sê, en wie my vrou is, en omdat dit vandag Vadersdag is, en ek kan praat met die paas, en ek weet nie hoe julle lewens is nie, ek weet nie wat in julle huisgesinne aangaan nie, ek weet nie wat julle verwag nie, wat julle nog moet doen nie. Maar ek wil vir jou goeie raad gee vandag. Ek wil regtig vir jou vra. Gee jou vrou aan die Here terug. Sy was die eerste geskenk aan jou. Gee haar terug aan die Here. Dan vra jy vir die Here, Here, verander my lewe deur my denke te vernuwe. En wat ek daardeur bedoel is,
As jy vandag huis toe gaan, en jy weet, jou vrou is 'n geskenk van God, is 'n gawe wat die Here vir jou gegee het om jou te vorm wie jy is, en wie jy moet wees. Gee haar terug aan God. En dan wat jy dan doen, mans, is jy sê, Here, mag ek vandag met u dogter dit doen? Kan ek vandag vir haar dit sê? Hoe voel u daaroor as ek hierdie doen vandag? Wat verwag u vandag van my met u dogter? En kyk wat gebeur. Gee haar terug aan God. Dit is 'n baie groot verantwoordelikheid van ons. As elkeen van ons het 'n keuse. Jy kan of dit doen op jou manier, of jy kan dit doen op sy manier. En kyk wat sien werk vir jou die beste. As jy jou manier gaan probeer, gaan ek vir jou sê, en ek kan vir jou waarborg, dat jou huwelik dalk nie baie lank gaan hou nie, of jy gaan 'n bitterlike, moeilike huwelik hê. Maar sodra jy jou vrou aan die Here teruggee, word julle een. En is hy die hoof van jou en jou vrou. En kan jou gesin word wie hulle moet wees. Wat ek agtergekom het in my lewe, en dit is wat die Here vir my gewys het, is dat my bediening, en dit wat ek eendag gaan doen, gaan begin by my huis. En daarom het hy vir my vrou gegee. En daar het my bediening begin. En die Here het gesê, jy moet jou vrou bedien. En wanneer die vrug van die Gees vir haar so lekker is, en dat sy meer wil hê daarvan, is jy reg om dit te kan gee vir jou kinders. En as jy dit kan gee vir jou vrou en vir jou kinders, en is vir hulle so lekker, dat hulle meer by jou wil hê, is jy reg om met ander mense te werk. As jou vrou by die huis is, en sy wil nie eers van jou hoor, van hierdie absolute fantastiese God, en wat hy in jou lewe gedoen het nie, sy wil dit nie by jou hoor nie, hoekom sal iemand anders dit by jou wil hoor? Hoekom sal iemand anders by jou wil ervaar, wat jou vrou nie by jou ervaar nie? Jou bediening begin by jou huis, by jou vrou en by jou kinders. Daarom staan elkeen van ons voor 'n keuse, en jy moet vandag daai keuse maak. Ek wil sommer afeindig op 'n klein bietjie vroliker noot. Dis eintlik 'n ou wat 'n grappie vertel het. Hy het gesê, dis eintlik wat sy ouma altyd vir hom vertel het. Hy het gesê, julle weet, julle het soveel om oor te bekommer. Maar sy vrou sê, sy ouma sê toe vir hom, hy sê, luister, daar's nie veel om te bekommer nie. Hy sê, in die lewe is daar eintlik 2 goed waaroor jy eintlik net hoef te bekommer. Is ek gesond of is ek siek? As ek gesond is, het ek niks om oor te bekommer nie. Maar as ek siek is, het ek twee keuses. En ek 2 goed om oor te bekommer. Of ek gaan sieker word, of ek gaan gesonder word. As jy gesonder word, het jy niks om oor te bekommer nie. Maar as jy sieker word, het jy 2 goed om oor te bekommer. As jy sieker word, het jy nou 'n keuse. Of ek gaan gesond word, of ek gaan miskien sterf. Nou, as ek gesond word, het ek niks om oor te bekommer nie. Maar as ek gaan sterf, het ek 2 goed om oor te bekommer. Of ek gaan hemel toe, of ek gaan hel toe. Nou, as ek hemel toe gaan, het ek niks om oor te bekommer nie. Maar as ek hel toe gaan, het ek 2 goed om oor te bekommer. Of original, of extra crispy. Alles op die uiteinde van die dag het ons 'n keuse. Nou die dag het ek 'n kans gehad om daar te praat. Die Here het vir elkeen van ons 'n vrye wil gegee, en ek wil dit graag weer vandag net herhaal. Dit is hoe ek dit verstaan, en ek wil dit graag vir julle so gee, sodat ek dit verstaan. Die Here het vir ons 'n vrye wil gegee. Hy wil hê, jy moet hom wil kies. Hy sê nie, luister, kies my want daar's 'n hel nie. Dis nie 'n mooi keuse eintlik as jy daaraan dink nie. Wel, dis ook 'n keuse, en as jy die Here so kies, is ook goed. Maar die Here soek jou wil. En ek vat die voorbeeld so. Ek het nou dag het ook gesê, as ek vir my vrou sê, uit die hele Stilbaai, uit die hele Kaap en uit die hele Joburg en oral het ek my vrou gekies,
En ek het haar gekies want ek het gesien is die regte ding om te doen. Of ek sê vir my vrou, ek het in Stilbaai en in die Kaap en in Johannesburg en in die hele wêreld ek gekyk en ek het my vrou gesien en nadat ek almal deur gekyk het, wil ek haai. Dit is die verskil. Die Here wil nie jy moet hom kies omdat jy bang is vir die hel nie. Die Here wil hê jy moet hom kies oor wie hy is en wat hy vir jou gedoen het. En dit is wie hy is. En daarvoor het ons hom verskriklik lief. Mans vir vrouens en vrouens vir mans. Julle, ons is vir mekaar gegee as 'n geskenk. Maar die geskenk wat julle vir mekaar gegee is nie net vir jouself nie. En dit is vir julle kinders. En as dit vir jou kinders is, is dit ook vir ander. Die Here sê, die bewys, hy sê, jy moet my lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. En jou naaste soos jouself. So lief is wat jy jou naaste het, is die bewys van hoe lief jy God het. Hoe bewys jy hoe lief het jy God? As die Here sê, wys my gou, hoe lief het jy my? Ek ja, ek weet nie wat om te doen nie, ek het u lief, u weet dit. En sê, ja, maar wat is die teken, wat is die bewys van hoe lief jy my het? En sê, wat daarmee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So hoe lief jy jou naaste gaan hê, gaan die bewys wees van hoe lief jy God het. Hemelse Vader, ons kom voor U vandag en wil U loof en prys vir wie U is. Jesus, U die bruidegom en ons die bruid. Here Jesus, ek bid vir ons huisgesinne. Ek bid vir die huwelike. Ek bid vir elkeen wat hier sit vandag. Ek bid vir die mense wat hier so sit, wat se kinders dalk daar buitekant is, wat dalk deur 'n egskeiding gaan. Here Jesus, wat dalk deur 'n moeilike tyd gaan, of wat dalk selfs daardeur is. Here Jesus, herinner ons daaraan en herinner hulle daaraan. Dat Hemelse Vader, die huwelik is 'n bewys van hoe lief U ons het en hoe lief ons mekaar het, is die bewys van dit wat U vir ons gedoen het. Mag ons altyd met daai wete rondloop. Mag ons dit in ons harte hê, om te weet, Here Jesus, mense wat na ons kyk, kyk hoe lief ek my vrou het en kyk hoe lief sy my het, is die bewys van hoe lief U ons het. Here, U het ons vir mekaar gegee as 'n geskenk, om mekaar lief te kan hê. Maar om mekaar lief te hê, gaan wees tot eer van U naam, vir wie U is, as koning en God van ons. En daarvoor eer ons vandag U naam, en ons loof en prys U. Dankie Koning Jesus. Amen.